Ons lees nou vir die 109de keer uit die boek Openbaring. Ons lees Openbaring 20 vers 1. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is. En hy het hom gebind 1000 jaar lank, en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit, en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei, totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word. En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lank. En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Hier lees ons nou in vers 4, die laaste deel van vers 5, wat sê dit is die eerste opstanding, en in 'n deel van vers 6, dat daar oorwinnaars op trone gaan sit het. Het Jesus nie reeds in Openbaring 3 vers 21 beloof dat die oorwinnaar saam op sy troon sal sit nie? Dit beteken dat hy bereid is om sy regering met sy bruid te deel. Hierop sien Johannes trone in die meervoud, Openbaring 20 vers 4. Dit word beloof dat ons saam met hom as konings op aarde sal regeer, Openbaring 5 vers 10 en 20 vers 6. Hy sien daarom die bloedgewastes aan wie die oordeel gegee is, om vir 1000 jaar lank te regeer. Hy sien egter nog 'n groep mense aan wie die regering ook geskenk word. Dit is die martelare wat ons telkens in die boek Openbaring van lees. Hulle wat onder die altaar versamel is en wie om vergelding gebid het, Openbaring 6 vers 8 tot 10. Hulle is doodgemaak vir 4 redes, sê vers 4 van hoofstuk 20. Terwille van eerstens hulle getuienis omtrent Jesus Christus. Hulle sal gered word in die groot verdrukking en as evangeliste die goeie nuus van Jesus se wederkoms en koninkryk verkondig. Hulle sal doodgemaak word terwille van tweedens die woord van God. Vandag is sommige teoloë en ateïste in vennootskap met mekaar om die geïnspireerde woord van God te minag. Hulle sê dat God se woord eintlik die gekonkel van primitiewe mense is. Die mens sal uiteindelik so fanaties word dat hulle mense wat God se woord nog verkondig doodmaak. Uiteindelik word die martelare ook doodgemaak omdat hulle die dier se beeld derdens nie aanbid het nie. Dit is wat Nebukadneser se doel met Anania, Misael en Asaria was in Daniël 3 vers 6. Die bevel is gegee dat elkeen wat nie voor sy beeld buig nie, in 'n brandende vuuroond gegooi sal word. Die martelare sal egter nie die dood kan ontsnap nie, maar Christus sal hulle in die hemel inwag. Hulle sal ook nie die merkvirus van die dier neem nie, daarom sal hulle doodgemaak word. Ons weet reeds dat dit hulle sal verhinder om te kan koop of verkoop. Dit hou 'n gewisse dood vir hulle in. Hierdie oorwinnaars is tot die dood toe verneder, soos hulle Here Jesus Christus, wat hulle in die groot verdrukking ontmoet het. Net soos Christus verhoog is, sal hulle ook verhoog word, om te leef en te regeer as konings. Lukas 14 vers 11, want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en wat homself verneder, sal verhoog word. Hierdie oorwinnaars het deel aan die eerste opstanding, Openbaring 20 vers 5. Hulle word juis opgewek tot die salige erfenis van God se koninkryk. Die opstanding is deur Jesus Christus se oorwinning oor die dood moontlik gemaak. 1 Korintiërs 15 vers 57. Paulus verduidelik noukeurig dat die eerste opstanding sal plaasvind wanneer Jesus sy bruid kom haal en van die toekomstige toorn verlos. Vergelyk 1 Tessalonisense 1 vers 10 en 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17. Na die groot verdrukking sal die volgende insameling van die eerste opstanding plaasvind, en sal die wat in die groot verdrukking gesterf en onthoof is, ook opstaan en saam met die koninkryk van vrede leef. Openbaring 20 vers 4. Die hel
en oordeel, die tweede dood, het geen mag oor hulle nie. Openbaring 20 vers 6. Ons lees die 110de keer uit die boek Openbaring. Openbaring 20 sê, en ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank, en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en het bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word. En ek het trone gesien en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lank. En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. In vers 5 lees ons, en die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Hierdie woorde is 'n parentese om te verduidelik wat met die mense gebeur wat nie deel van die eerste opstanding is nie. Dit mag verwarrend wees aangesien vers 5 afsluit met dit is die eerste opstanding. Hierdie woorde moet egter saam met die laaste woorde van vers 4 gelees word, waartydens dit beter verstaan word. Die meeste mense wat vandag op aarde is, verkies 'n lewe van plesier en genot. Hulle is soos die ryk man van Lukas 16, wat hulle goeie dinge in hierdie lewe wil ontvang. Hulle kies om eerder die wêreld vir 'n kort tydjie te geniet, as om 'n ewigheid saam met God te wees. Hulle kies om eerder die vlees se hartstog na te jaag vir 'n lekker lewe, wat maar 'n damp is wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. Jakobus 4 vers 14. Hulle sal eerder nou op hierdie verganklike aarde die duiwel dien, as om hulle tot God te bekeer en met hulle sonde te breek. Dit maak glad nie sin in die lig van die ewigheid en die erfenis wat God vir elke een van sy kinders gaan gee nie. Om nou vir 'n kort tydjie jou tot God te bekeer en 'n ewigheid van vreugde, vrede en blydskap te beleef is verreweg die beste keuse, die beste weg. Dit gebeur dat 'n kind vra of hulle die vla in die yskas kan eet. Dan sal mamma sê, hulle kan kies of hulle eet nou die vla en alles is op, of hulle kan wag, dan maak sy malvapudding, dan kan almal saam eet. Ek sou raai dat 95% van kinders sal 'n selfsugtige keuse maak om eerder nou die vla te kry as dit alleen op te eet, as om 'n paar uur of so te wag dat almal dit saam pudding kan geniet. Moet egter nie dink kinders is alleen nie. Die Bybel leer dat die poort is breed en die pad is wyd wat na die verderf lei, en dat daar is baie wat daardeur ingaan, wat bewys dat die meeste mense maak die selfsugtige keuse. Matteus 7 vers 13. Hulle sal eerder nou hulle propvol eet van die wêreld, as om net 'n bietjie te wag en 'n ewigheid saam God te spandeer. Dit is egter nie net die mense wat sondige en goddelose lewens gelei het nie. Dit is ook die geestelike selfregverdige. Dit is mense wat nie sulke groot sondaars soos moordenaars en tollenaars is nie, maar wat juis omdat hulle goeie mense is op hulle self vertrou om regverdig te wees. So het Jesus 'n gelykenis vertel om aan te toon dat sulke mense nie deur God regverdig verklaar word nie, as hulle juis op hulle self vertrou om die koninkryk te beerwe. Lukas 18 vers 9 tot 14. Dit wys op die wat nie deel aan die koninkryk van God het nie. Hulle is uitgesluit, soos die groot sondaars, omdat hulle die grootste sonde pleeg, en dit is om hulle nie in geloof en vertroue tot God te bekeer nie. Baie Israeliete
in Jesus se tyd op aarde is hiervan 'n sprekende voorbeeld. Soveel so, dat Jesus Christus in hulle oë die ondenkbare gesê het. Matteus 8 vers 11, maar ek sê vir julle, dat baie sal kom van ooste en weste en saam met Abraham en Isak en Jakob sal aansit in die koninkryk van die hemele, maar die kinders van die koninkryk sal uitgedryf word in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en geknars van die tande. Baie kinders van die koninkryk, Israel, vir wie die koninkryk bedoel is, sal daarop uitmis, omdat hulle nooit weergebore is nie. Hulle sal deel wees van die tweede dood, Openbaring 20 vers 14. Iemand wat net een keer gebore is, sal 2 keer sterf. Iemand wat 2 keer gebore is, sal 1 keer sterf. Vers 5 het gesê, en die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Ons gaan nou die 111de keer lees uit Openbaring. Ons lees vir die laaste keer die eerste 6 verse van Openbaring 20. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank, en hom in die afgrond gewerp, en hom toegesluit en het bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei, totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word. En ek het trone gesien en hulle daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee, en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lang. En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. In hierdie gedeelte het ons nou reeds vasgestel dat daar 'n engel uit die hemel sal neerdaal. Hy sal die draak gryp, in hegtenis neem, en ons het ook by naderby gekyk na die oorwinnaars wat op die trone gaan sit. Ons het ook gesien dat sommige, die ander dode het nie herlewe totdat hierdie 1000 jaar volëindig is nie. Die laaste wat in hierdie gedeelte na vore kom, maar die heel belangrikste, is Jesus Christus heers as koning. Dit is dan tydens Jesus se aardse koninkryk. Hy sal as koning regeer. Ons het dit gelees, dat hy gaan terugkeer, en ons gaan saam met hom regeer as konings. Hy kom as die koning van die konings. Vers 6 sê, dat ons saam met hom sal heers as konings. Die oomblik het uiteindelik aangebreek. Jesus sal op die troon van sy vader Dawid gaan sit. Jesaja 9 vers 6, Matteus 25 vers 31 tot 34. Israel wou hom met geweld koning maak, Johannes 6 vers 15. Maar Jesus moes eers aan die kruis ly om 'n ewige verlossing te bewerk, Lukas 17 vers 25 en Hebreërs 9 vers 12. Nou, op hierdie stadium van die openbaring, is dit egter verby. Jesus het klaar gelei. Jesus het reeds opgetree as ons hoëpriester, Hebreërs 3 vers 1. Dit wat Gabriël by Jesus se geboorte aangekondig het, dat hy op die troon van Dawid sal sit, en dat hy oor Israel ewig koning sal wees, het nou in aanvang geneem. Lukas 1 vers 31 tot 33. Jesus sal terugkeer as die koning van die konings. Openbaring 19 vers 16, en hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskryf is, die koning van die konings en die Here van die Here. Jesus se koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, Johannes 18 vers 36, maar is die rots wat losraak sonder die toedoen van mense hande, wat die aardse koninkryke vernietig, Daniël 2 vers 45 en Daniël 8 vers 25. Hy sal uit die hemel neerdaal om sy regmatige plek op aarde in te neem. Dit is eers na Nebukadneser se vernedering en bekering dat hy die koning van die hemel aanbid het, Daniël 4 vers 37. Die dag kom
en sal aanbreek, dat God die Vader, die Onse Vader gebed sal antwoord. By nadruk die woorde, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Matteus 6 vers 11. Hulle het met Jesus die spot gedryf aan die kruis, deur 'n opskrif bo aan die kruis aan te bring, hy is die koning van die Jode. Lukas 23 vers 38. Min wetende dat hierdie juiste woorde waar is met sy wederkoms. Daarom dat die tema vers Openbaring 1 vers 7 ook daarna verwys dat die wat hom deursteek het, oor hom rou sal bedryf. Nou sien ons uit na hierdie dag. Met hoop reinig ons onsself soos hy rein is, 1 Johannes 3 vers 3, juis omdat ons uitsien na hierdie dag. En terwyl ons dit doen, hoor ons hoe Paulus ons vermaan om intussen nie links of regs af te wyk van God se woord en die hoop wat ons in Christus Jesus het nie. 1 Timoteus 6 vers 13 tot 15. Ek gebied jou voor die aangesig van God wat aan alle dinge die lewe gee en van Christus Jesus wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het, dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van ons Here Jesus Christus, wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste heerser, die koning van die konings en die Here van die Here. Ons lees nou 112de keer uit die boek Openbaring en ons lees Openbaring 20 vanaf vers 7. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die 4 hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog, en hulle getal is soos die sand van die see. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde, en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swavel gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. In hierdie verse wat ons gelees het, lees ons van die Satan se swane sang, die uiteinde van die duiwel. Die duiwel, net soos sy naam beteken, deur mekaar gooier, is vir so lank as daar mense op aarde is besig om alles deur mekaar te krap. Hy is so slinks dat hy dit selfs reg gekry het dat kerkgenootskappe sy persoonlike karakter nou al verwerp. Ander is ronduit oor die saak en beweer dat daar geensins iets soos 'n duiwel bestaan nie. Vir mense wat glo, daar bestaan nie 'n duiwel nie, sê ek maar net, gaan vra die satanis of daar 'n duiwel is. Hy sal sonder om te huiwer positief antwoord. Iemand soos die teoloog van Basel, Karl Barth, het geglo dat die duiwel 'n soort wese in die skadukant van God is. Die duiwel was vir hom nie 'n gevalle engel nie, maar das nichtige, wat voortgekom het uit die goddelike verwerping. Soos daar 'n ja is, moet daar 'n noodwendige nee wees. Die duiwel is daarom vir hom 'n wese in die keersy van God. Soos hy het baie ander ook oor die jare op meer filosofiese terrein die bestaan en ontstaan van die duiwel probeer rasionaliseer. Die Bybel gee egter duidelikheid oor die aard en wese van die duiwel. Die duiwel word voorgehou nie as 'n onpersoonlike mag nie, maar as die owerste van hierdie wêreld, Johannes 12 vers 31. Hy word geopenbaar as die een wat teenoor die kinders van God stry, as 'n mensemoordenaar, Johannes 8 vers 44. Hy was daar in die eerste boek van die Bybel, Genesis 3. Hy is ook hier in die laaste boek van die Bybel, Openbaring 20. Ek wil nie hier 'n breedvoerige uiteensetting van die oorsprong en die aard van die duiwel gee nie, maar juis uitkom by sy uiteindelike lot.
Ons lees nou die laaste keer van die duiwel in die Bybel. Hoe sal alles vir die duiwel eindig? Dit is die vraag wat nou beantwoord word met die Satan se swanesang. 'n Swanesang mag dalk vir baie positiewe konnotasie hê. Soos iemand wat jarelang cricket gespeel het, gaan dan uitstap om 'n laaste keer te kolf na 'n lang loopbaan. Iemand wat uittreë of aftree, se laaste aksie word 'n swanesang genoem. Dit kom van die Grieke wat geglo het, swane sing 'n laaste keer voordat hulle sterf. Die Satanslied is egter nie 'n lied wat op 'n pragtige melodie getoonset is nie. Sy swanesang is die van verleiding en oorlog. Net soos hy in sy bestaan was, noem dit 'n aardse loopbaan as jy wil. So sal hy tot die einde nog 'n laaste keer probeer om sy stempel af te druk. Sy swanesang word in 4 bewegings opgedeel wat ons in die volgende paar dae na gaan kyk. Hy sal 'n kort tydjie ontbind word, hy sal onmiddellik uitgaan om die nasies te verlei, hy sal die Gog en die Magog versamel vir oorlog, en hy sal uiteindelik in die poel van vuur verdoem word.